Yes, ouens, daar's ongelooflike baie voordele en net so baie nadele om in Amerika te werk op die HTA-program, H2B-program. Ek dink ook dalk vir die refugees wat oorgekom het of die van julle wat al in Amerika lank werk, maar ek wil spesifiek bietjie gefokus het op die voor- en nadele van om in Amerika te werk op die H2A-program. En ek doen dit nou al vir 5 jaar, so ek is nou nie te lank op die program nie, maar in hierdie 5 jaar het ek baie goed gesien, baie goed gehoor, baie goed ervaar wat vir my op hierdie stadium van my journey in Amerika half bietjie 'n beter perspektief gee van wat regtig gebeur in Amerika en wat gebeur op plase en wat gebeur met mense en wat gebeur met Suid-Afrikaners wat in 'n huis saam bly en wat gebeur met sekere omstandighede op plase waar dit heeltemal buite jou beheer is, wat gebeur as jy terug gaan Suid-Afrika toe. En ek wil net so 'n paar punte gou vinnig vir julle uitgelig het waarna julle kan kyk en ook gaan aandink voordat julle dalk 'n besluit neem om die journey aan te pak. Ek dink nog steeds altyd obviously dit is 'n incredible journey. Dit is 'n groot geleentheid vir baie mense om op die H2A visa program te kom werk in Amerika, maar dit is net so moeilik as wat dit ook maklik is, want ons sien al hierdie video's en ons sien al hierdie TikToks en ons sien al hierdie Facebook video's van mense wat in trekkers sit en lekker op plase werk maar mens sien nooit die moeilike of slegte gedeelte van werk in Amerika of plase in Amerika of die omstandighede wat 'n mens altyd aan werk en ek wil maar net gekyk het, ek wil vinnig deur die voordele gaan obviously. Ek dink meeste van ons weet wat is die voordele om in Amerika te kan werk. So die eerste ding is jy verdien dollars. Jy werk op 'n plaas in Amerika en jy het die geleentheid om 'n goeie paar rand te maak, $1000 'n week, $1000 plus 'n week. En jy kan $4,000 of $5,000  'n maand maak op 'n plaas in Amerika. Jy kan nou die sommetjie gaan maak hoeveel geld dit is in rand, maar so goed as wat dit is, dit ook net vir 'n sekere periode. So kom ons sê jy het 'n 7 maande kontrak of 'n 6 maande kontrak of 'n 8 maande of 'n 9 maande en dan die ander maande gaan jy of oorbly, wat jy kan vir 3 jaar op een visa oorbly, of jy gaan huis toe kom want ek wil jy verlang jou mense, jy verlang jou geliefdes, jou vrou, kinders, wat ook al die geval mag wees en jy moet weer teruggaan en jy moet budget want jy moet eintlik die geld wat jy maak vir die tydperk in Amerika moet jy dan nou deur 12 gaan deel, nê, want dit is dan eintlik die maandelikse bedrag wat jy verdien in 'n jaar. So dit is belangrik om na dit te kyk ook, maar dit is een van die goeie punte wat daar is om op die H2A program te werk. Een van die ander voordele is ook die kennis wat jy optel. So die Amerikaanse boere het obviously ook almal hulle eie maniere, hulle eie ways van goed doen, hulle eie manier van 'n boer. So mens leer baie. Dis een van die groot voordele. Jy tel baie kennis op. Jy tel 'n bietjie van die kultuur van Amerika op en jy ontmoet mense, jy ontmoet ander boere, jy kry dalk ander geleenthede ook, so dit maak ook weer vir jou deure oop verder in die toekoms. Een van die ander voordele wat ek dink is 'n goeie voordeel om in Amerika te werk op die H2A visa program is dat jy bou vir jouself 'n track record op. So met ander woorde, obviously om in te kom is altyd die moeilikste, maar as jy eers in is en jy het jou eerste jaar in Amerika gewerk, is dit baie makliker om die volgende jaar dalk by ander agente te probeer of by dieselfde agent in te kom en hulle kan jou weer dalk plaas of hulle kan dalk vir jou beter plasing maak by 'n ander plaas of 'n ander geleentheid skep, so dit help absoluut. En ons kan kyk na al die ander voordele. Ek bedoel obviously, ek dink die voor- en nadele verskil van ouderdom. Jy weet, ek is 47, so vir my is daar 'n klomp ander voordele, daar's 'n klomp ander nadele volgens my ouderdom en jy weet vir 'n jong ouetjie wat oorkom absoluut is, jy weet, dink ek een van die grootste opportunities. Ek bedoel jy kom hier, jy's nog jonk, jy kan vir jou regtig 'n goeie toekoms bou met dit en daar's baie meer geleenthede in terme van langer periodes wat jy kan dalk bly of jy weet die boer kan dalk vir jou 'n groen kaart offer. Hy kan dit vir jou offer al is jy nou hoe oud ook. Ek bedoel nou maar net jy weet baie van ons wil nie die bande met Suid-Afrika breek nie, so vir my is dit nog, weet ek's baie lief vir my land, ek nog hoop vir my land, maar ek het ook, jy weet, ek het ook belange in my land, so ek wil dis vir my lekker om elke jaar terug te gaan. So daar's baie voordele ouens, maar ek dink ek wil eintlik bietjie fokus op die nadele en ek wil bietjie hê ons moet kyk na wat is die challenges, die pros en cons. Wat is die pros? Ons het nou bietjie gekyk na die pros en ek bedoel daar's baie ander pros en ek bedoel ek is seker julle sien dit op social media. Maar hier's een van die goed wat mense regtig nie eintlik baie oor praat nie en dit is die nadele, die slegte kant van die H2A visa program in terme van jou as 'n mens wat van 'n ander land of Suid-Afrika wat al kom werk in Amerika. En een van die grootste dinge vir my nog altyd was bietjie van die kultuur. Jy weet ek's 'n maklike mens, ek pas vinnig aan, jy weet ek sukkel nie om kos te eet nie, ek eet enigiets. Maar daar's 'n ander kultuur. Daar's 'n kultuuraanpassing. Daar's 'n kommunikasie aanpassing want ons Engels is nie die maklikste Engels vir Amerikaners om te verstaan nie. Mense op 'n tydjie met 'n Amerikaner praat in jou taal en jy dink en ek bedoel in jou Engelse taal, Afrikaanse Engels of wat ook al en dit lyk of hulle baie keer jou nie verstaan nie. So daar's altyd hierdie negatiewe aspek van dat die ou jou nie altyd 100% verstaan nie. So dis iets wat ek geleer het in Amerika is praat kort en kragtig, moenie iets lank probeer verduidelik nie. Praat kort sinnetjies, verduidelik vinnig. Antwoord net yes, nou, jy weet, dit is maar eintlik die maklikste. Dit is hoe ek baie van die tyd maar net makliker oor die weg kan kom.
Ek hoop julle hou daarvan van my nuwe studio. Ek sit hier in die kamer hier by my woonstel hier in Amerika, so ek het daai headboard gebou vir my en my vrou verlede jaar. Ja, my vrou is nie saam met my nie, kan julle glo. Die mense wat die papierwerk doen het gesloer en so ek is nou al 5 weke hier sonder my vrou en dit is sleg want ek het verwag sy gaan saamkom, so dit is een van die ander nadele. Jy weet, ek het gedink, yes, ek en my vrou gaan nou elke jaar saamkom. Ons werk vir dieselfde plek. Ek is op H2A, sy is op H2B, maar toe werk dit dan nie so uit nie. So dit is ook nou een van die goeters, een van die groot goeters in Amerika. Jy's nooit gegarandeer nie, ouens. Weet julle wat? Al teken jy 'n kontrak, jy gaan terug Suid-Afrika toe en jy wil weer terugkom, dan is daar baie keer 'n spanner in die wiel. Daar's baie keer 'n tydperk wat verbyloop met papierwerk en ek dink baie ouens het dit hierdie jaar ervaar dat dit vat baie lank. Dit het baie lank gevat om visas te kry, baie lank gevat om clearances te kry en so daar is challenges rondom dit ook. Ouens en weet julle wat, een van die groot dinge wat ek dink ek het nou nie kinders nie, maar jy weet ek is baie lief vir my familie, jy weet baie van jy weet my swaar en goeie se kinders, jy weet so baie lief vir hulle en maar die 3 jaar wat ek my vrou in Suid-Afrika moes gelos het was vir my absoluut dit is hartskeurend. Jy weet mense is lief vir die persoon, mense het nie daai fisiese kontak nie. Ek bedoel vir al die mense wat ouers is of jy weet die mans, ek al regtig my hoed af ouens as jy in 'n ander land werk en jy het kinders en jy het nie jou vrou en kinders by jou nie, ek kan nie eers imagine, ek weet nie eers of ek dit sou kon regkry of dit sou kon gedoen het as ek kinders gehad het nie, maar ek weet dit is een van die grootste nadele is as jy Amerika toe kom en jy moet geliefdes agterlos en jy mis baie goed, jy mis sport van jou kinders, jy mis jy weet events, jy mis birthdays, jy mis daai groot word saam met jou kinders, jy mis ongelooflike baie goeders saam met jou vrou en dit kos regtig 'n baie sterk huwelik, dit kos regtig 'n ongelooflike mindset om so tipe ding aan te pak, veral op die H2A. Maar ons is desperate, ek bedoel desperate times calls for desperate measures, so ek bedoel obviously jy weet, ons het nie ander keuses nie ouens. Jy weet, dis altyd wat ek sê, daar's baie keer mense wat my dalk nou aanvat en sê ja, Jacques, hoekom werk jy nie net in jou eie land nie? Hoekom bly jy nie in jou eie land nie? Ek sal 100% in my eie land bly en werk as daar vir my 'n plek is of 'n geleentheid sal wees om dieselfde hoeveelheid geld te kan maak want ek het 'n budget. Ek kan nie onder daai budget inkomste verdien nie en ek praat met honderde mense wat dieselfde probleem het. So ek dink daar's 'n ongelooflike werks skepping probleem in Suid-Afrika. Ek bedoel ons weet mos nou wat is al die probleme in Suid-Afrika, maar ek bedoel ons hoef nou nie in politiek in te gaan nie, maar die groot probleem in Suid-Afrika is daar is nie werksgeleenthede nie. En ja, hulle diskrimineer teen ons, maar ek dink maar reg deur die bank sukkel almal om werk te kry of jy nou wit of swart is. Ek dink daar's 'n baie groot probleem en ek hoop die nuwe regering wat hulle gaan aanstel, ek sien hulle promoveer vir Oom Groenewald baie. So dis cool, daar kom al veranderinge. Maar ouens, weet julle wat? Ek dink om in Amerika te kom werk is 'n ongelooflike ek sal nou nie sê sielsdode nie, maar dis 'n mental challenge. Dis 'n hart challenge, dit is 'n kop challenge. Dis iets wat jy ongelooflik goed moet deurdink. Ek sal nie enige mens obviously kan ooreed om te kom of om die geleentheid te gebruik nie, maar ek wys vir mense wat is die voor- en nadele dat jy eie besluite kan neem en 'n ingeligte besluit kan neem oor Amerika, oor die werk in Amerika en al hierdie challenges, want weet julle wat ouens, dit raak nie makliker nie. Amerika raak ook duur, cost of living raak duur, boere waar ouens altyd so baie ure kry ouens weer minder ure. Ek weet dis nie in al die gevalle so nie, maar in baie gevalle is dit dat jy weet jy het hierdie gedagte gehad van hoeveel geld jy gaan maak want dis jou rate wat jy gaan kry per uur en dan kom jy nou op die plaas en dan is dit nie. So dit is 'n redelike challenge ook wat hierdie laaste paar jaar ingekom het in terme van ure. Jy weet daar's minder ure partykeer ook. En dan is daar net absoluut plase wat ondraaglik is ouens. Dis die realiteit. Jy weet nie waar jy gaan land nie. Jy dink jy kom dalk op 'n goeie plaas en jy kom agter maar hierdie boer hanteer jou soos 'n hond. Dit gebeur baie. Baie van die boere het nie altyd daai mense skills om, jy weet, ordentlik met 'n mens te praat nie. En daar is ook goeie boere. So ek bedoel ek wil dit nie sleg sê nie, maar daar is baie realiteite as jy Amerika toe kom en daar's so baie faktore wat 'n rol kan speel in jou gemoed, in jou jy weet jou geluk. En ek moedig altyd mense aan, obviously ek sê altyd vir mense, kyk hierso, dis wat jy daarvan maak. Jy gaan die beste van dit maak. Jy gaan met jou hart verander, jy gaan jou gedagtes moet verander om by sekere omstandighede aan te pas. Baie keer is boere moeilik of jy weet as hulle praat vloek hulle, dan dink die mense baie keer jy's die boer het my nou gevloek en dis dalk nie altyd die geval nie. Baie keer sal die boer jou sommer net direk vloek en vir jou sê jy's sleg en jy weet jy is nie en jy doen jou beste en dit is gewoonlik almal van ons wat hier kom. Ons wil ons beste gee, ons beste vir die boere. Maar dis altyd dalk in party gevalle nie goed genoeg nie. Jy weet, so mense moet voorbereid wees vir dit ook. Daar's omstandighede waar jy in 'n huis moet bly ook met ander Suid-Afrikaners en ek bedoel julle mense kan ons nou dink. Jy weet wat se chaos is 'n huis met 'n vrou en 'n man en klein kindertjies, jy weet, dit is die mekaar partykeer en dit is moeilik die omstandighede. Dink nou net 3, 4, 5, 6 mans wat in 'n huis moet saam bly. Elke ou se eie persoonlikheid, elke ou het 'n ander opvoeding gehad, elke ou het 'n manier van dink. Jy weet, een ou los sy wasgoed in die sitkamer, een ou was nooit skottelgoed nie, ander ou was net die toilet as hy klaar by die toilet was nie, die ander ou maak nie die bad skoon nie.
En ek bedoel as jy 'n netjiese ou is, ek is gelukkig een van daai wat baie netjies is. Ek dink is eintlik 'n voorreg vir mense om saam met my te kan bly. Maar ek is obviously 'n bietjie leier as my vrou saam met my is, want my vrou doen ook baie van my goeders. Maar ouens, hier's die ding is jy kan nie goed doen wat jy verwag moet iemand anders vir jou doen nie. Ek bedoel, daar's mos nou daai sê ding, doen aan ander wat jy wil hê hulle moet aan jou doen. So, maar jy weet, daar's weekliks ouens wat my bel as gevolg van moeilike huisomstandighede, moeilike Suid-Afrikaners. En die groot probleem wat ek ook gesien het is, jy weet, ons ouer ouens, as daar jonger Suid-Afrikaners is, ek praat soos van in hulle 20's en goeters, daar is net hierdie ding dat daar is net nie meer respek nie. Daar's net nie meer respek nie. Ek bedoel, ek het groot geword, jy het 'n bietjie respek vir iemand ouer as jy en maar jy weet, ek het in soveel gevalle al hierdie jaar met ouens gepraat waar hulle my ouderdom is of bietjie ouer is of wat ook al en hulle saam met jong ouens in 'n huis en daai jong ouens hanteer daai mense absoluut soos honde. En respek is wederzijds. Ek bedoel, daar's mutual respect wederkante toe, maar dis ook net iets wat ek opgetel het. So dis ook iets wat 'n mens obviously moet in ag neem as jy in Amerika kom werk of jy het 'n onderhoud met 'n boer, vra vir hom, hoeveel Suid-Afrikaners is daar, wat is die ouderdom, gaan jy alleen in jou eie huis bly, gaan jy 'n huis deel? Jy weet, dit is belangrik goed om vir 'n boer te vra as jy 'n interview het met 'n boer is, wat is die werkomstandighede, wat is die verblyfomstandighede, want ek sê mos altyd ouens, jy kan op 'n moeilike plaas toe gaan, jy kan op 'n moeilike plaas werk, maar jy wil nog steeds huis toe gaan en dis daarom lekker by die huis, verstaan? Daar op die plaas waar jy bly. Maar as dit moeilik is by die plaas, jy het 'n moeilike boer en jou verblyfomstandighede is moeilik, dan is dit moeilik. Jy weet mens, dan moet jy 'n ongelooflike baie sterk geloof hê dat die Here jou kan help om elke dag op te staan en ek glo baie ouens doen. Maar dan het jy dalk ook omstandighede wat baie ekstreem is waar dis moeilike plaas, moeilike huisomstandighede en die ure is dalk min of jy het my foon, daar's hy. So, maar ek sê altyd ten spyte van die omstandighede, as die boer jou nog betaal en jy kry ten minste $1000 'n week, dan is dit nog die moeite werd om dalk bietjie vas te byt. Mens weet nooit wat jy gaan kry nie as jy dalk skuif, maar ek praat ook met baie ouens wat skuif, wat die omstandighede is net ondraaglik. Jy kan nie in sekere omstandighede werk nie. Daar's baie boere wat ouens net na toe gekom het en gesê het, hoor, ek het nie meer veel werk verder vir die seisoen nie. En jy weet, dan sy nou 2 maande, 3 maande op die plaas en dan het hy nog 5 maande of 4 maande oor op sy kontrak en so daar is baie valid redes om te skuif ook. So jy weet, ek het al 'n video ook gemaak waar ek ouens aangemoedig het om nie so rond te jump en skuif nie en daar is ook gevalle waar ouens rond jump en skuif wat hulle dalk kon eerder gebly het en goeie so. Maar as dit ondraaglik is ouens en jy weet jy is besig om jou gemoed af te breek en jou emosies doen nie goed nie, dan moet jy 'n besluit gaan maak en gaan sê, kyk hierso, kom ek kyk dalk vir 'n ander geleentheid, kom ek skuif, ek is in Amerika, daar's dalk 'n boer wat my beter gaan hanteer of daar's dalk iemand wat ek lekkerder sal voorwerk of wat ook al die geval mag wees. Maar so ouens, ja, ek dink dit is maar een van die grootste dinge is jy weet nooit wat jy gaan kry nie. Amerika is 'n ander tipe monster. Jy kom hier en jy weet wat jy gedink het en hoe jy dit imagine het, is dalk glad nie soos dit is nie. En ek dink realisties moet 'n mens dit aanvaar dat dit is net 'n seisoenwerk. Jy weet 9 maande of 'n maande ook op kontrak, jy weet probeer om die kontrak klaar te maak as dit moontlik is, as dit nie, ek bedoel skuif, jy weet, laat weet jou agent, praat met die boer, kommunikasie is baie belangrik en dis ook een van die goeters ouens wat ek gesien het en ek wil afsluit met hierdie is kommunikasie is een van die belangrikste tools as jy in Amerika is om te beoefen en om te gebruik. As daar ongelukkighede is, as daar goed is wat jou pla, gaan na die boer toe, gaan praat met die boer. As die boere moeilik is, mens kan nie met hom praat nie, stuur hom 'n mail, CC jou agent. Hou die paper trail, hou die kommunikasie tussen almal, laat almal kan weet en sien wat daar aangaan. So as die pop op die fence slaat, dan was hulle bewus van dat daar was moeilikheid, daar was challenges gewees. So, maar ek sê mos, ons is almal mense. Daai boer wat hier voor werk is ook net 'n mens. Hy's nie hoër as jy of jy's laer as hy nie. Ons is almal gelyk as mense. Gaan praat met die boer. Sê, "Sir, when you're not busy, this is need 5 minutes of your time." En as die boer jou aframmel of sê hy het nie tyd nie, dan sê jy, "Okay, I'll send you an email." As hy nie respond op dit nie, dan het jy ten minste probeer. Maar jy moet ook jou man staan. Jy moet jou man kan staan as jy Amerika toe kom. Ek weet baie van ons as Suid-Afrikaners, jy weet ons krop op en ons bly stil tot die bom eendag bars. So keer laat die bom bars en gee uitlating aan wat jou pla en die goed wat nie reg is nie en praat daaroor. En weet julle wat, akkommodasie is die laaste ding van wat 'n challenge ook in Amerika is. Mense jy weet nooit waar jy regtig gaan bly nie. Jy weet baie plekke wat ouens in land, huise of trailers of wat ook al is. Dit is regtig nie goeie omstandighede om in te bly nie. Ek het in hierdie week het ek met 4 Suid-Afrikaners of met die een gepraat wat hulle is 4 Suid-Afrikaners, hulle bly in 'n trailer. Hulle het nie water nie. Hulle moet na die truckstop toe ry om te gaan stort of net ordentlike water op hulle lyf te kan kry. Die trailers is nie regtig eintlik fit vir human living nie. En hulle was gesê hulle sal in 'n huis bly en toe hulle hier kom toe is dit nie. So dit is regtig dinge wat dadelik onder die agent se aandag gebring moet word. Dit moet dadelik onder die boer se aandag gebring word. Alles met e-mails, laat daar 'n paper trail is en almal is bewus van die scenario's en goeie wat aangaan. So ek dink ouens, as jy in Amerika wil werk, moenie gaan op die lekker video's wat jy sien en jy wil dit ook doen nie.
wees baie voorbereid vir, ek sê mos, expect the worst, dan is jy ten minste voorbereid. As ietsie bietjie beter is as die worst, dan is dit nie so erg nie, of ek hoop julle verstaan wat ek bedoel. Maar wees voorbereid ouens, wees ingelig en julle kan op my webwerf kyk, jacques5.com, gaan klik hier op my YouTube en volg my hier, ek sit redelik baie content en video's en goeders op so, maar en baie dankie vir al die wat kyk en volg, ek waardeer julle opreg, en as jy dink hierdie video kan dalk iemand help, share asseblief die video met iemand en dit moedig iemand dalk nou net weer aan, maar ouens, go for it, don't quit, moenie laat iemand jou ooit afsê, of moenie dat iemand ooit vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie, of jy sal dit nie maak nie, of jy sal nie werk kry in Amerika nie. Ek sien elke jaar, sien ek mense wat werk kry, oomies in hulle 60's, oukies wat 19 is, ouens met baie experience, ouens met min experience, ouens met geen experience nie. Daar's geleenthede vir almal, en vir een of ander rede is dit op die einde van die dag die boer wat jou aanstel se keuse, wat hy soek, wie hy soek, hoe oud jy moet wees, wat se skills jy moet hê. So as jy nie gaan probeer nie, dan gaan jy nooit weet nie. So ouens, gaan check my site uit en gaan maak seker dat jy verstaan presies hoe die A2A program werk. Al die inligting is op my website. Dis absoluut verniet vir jou om deur te gaan, al die inligting en kennis op te neem en in te kry, dat jy kan weet waar om te begin, wat om te doen. So, dankie vir julle wat kyk, en onthou ouens, vandag gebeur net een keer, maak dit amazing. Dankie vir die kyk.